Kom ons bid saam. Ag Heer, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees, ten spyte van die koue, Heer. En ons vra dat U asseblief met ons sal wees. Ons glo dat U met ons is, Heer. En ons vra dat U ons sal seën, tot ons harte sal spreek. Ons bid ook vir ons broers en susters wat nie saam ons hier is nie. En ons vra dat U ook tot hulle sal bedien. En ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, met hierdie week se koue en my gedagtes rondom vanmôre se praatjie, kan ek vir een ding sê. Ek's bly ek's nie in die army hierdie koue nie. Want gewoonlik het jy nou in die veld dalk gelê hierdie tyd en met opleiding besig gewees. Ja, en dan het jy nou in hierdie wakker geword. Dit's daai wat jou slaapsak is so solied gevries. Weet nie of jy dit al ooit in jou lewe ervaar het nie. Van julle het seker. Jy tel die slaapsak op, hy bly so reguit so. Jy kan hom nie oprol nie. Ys breek so af. Ja, dis nie lekker tye nie. Dit het my gedagtes laat draai om 2 Bybelverse. Ons sal hulle lees soos ons by hulle kom. En so 'n bietjie weer eens van die militêr en die Christen ervaring en hoe dit by mekaar gekom het vir my in my lewe. Lesse daar uitgeleer het. Soos nou wanneer dit so koud is. Jy kan dink hande styf, knieë styf. Niks sal lekker werk nie. Daar's altyd baie eisters oral wat gereed staan om jou hand stikkend te stamp en seer te maak, en dis nie lekker om seer te kry in die koue nie. In die stryd, as ek nou praat van 'n oorlogstryd, is daar meer as genoeg geleentheid vir seer kry. Meer as genoeg geleentheid vir val en alles wat kan verkeerd loop. So daar is in daardie broederskap daar 'n ding wat baie belangrik is, wat hulle noem die buddy-sisteem. En dit is in kort om, presies wat die disippels gedoen het, in 2's uitgestuur te word. 2. Nou hulle word nie in 2's uitgestuur nie, maar jy word geleer dat ek en jy kyk na mekaar, en ek en jy kyk na hom, en julle 2 kyk na hom, en so kyk ons na mekaar. En dis al hoe ons kan oorleef. En ek dink in die Christen lewe is ons presies in dieselfde bootjie, veral in hierdie wêreld vandag, nee. Daar is meer as genoeg plek om seer te kry, meer as genoeg geleentheid om verlies te ly en te val ensovoorts. En ek dink dis iets wat ons as Christene eintlik bietjie meer kort vandag is. So buddy-sisteem, nee, om te kan sê maar ek moet na jou kyk en jy moet na my kyk. En ons moet na mekaar kyk, want saam gaan ons hier deurkom. En dit het my laat dink aan 1 Tessalonisense 5 vers 11, vir die wat soontoe wil blaai. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle ook doen. Bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Dis baie mooi woorde hierdie, nee, want dit sê presies eintlik wat ek nou van gepraat het. Bemoedig mekaar beteken nou nie net om mekaar te bemoedig, go for it nie, maar ook mekaar te bemoedig deur te sê, ek sien waar deur jy gaan, ek sien jy sukkel, kom ek stap saam jou, kom ek bid saam jou. Kan ek jou help? Waarmee kan ek help? Kom ons werk saam daaraan. Bid vir mekaar, bemoedig mekaar, die een en bou die ander op. Bou mekaar op. Ons is in 'n samelewing, nee, waar dit amper algemene praktyk is vir mense om neer te sien op mekaar. Jy loop in die straat of in 'n winkel of ergens, iemand sien jou direk in jou oë kyk totdat jy hom groet, dan kyk hy weg. Dit is maar verskriklik. Wat kyk jy dan nou in die eerste plek vir jou?
net om neer te kyk op jou. Ja, ons lewe in 'n baie antisosiale, negatiewe, persoonsnegatiewe samelewing. Ek weet nie of u dit so ervaar ook nie, maar mense is nie vriendelik nie. Nie net vir groet en so aan nie, maar mense in 'n parkeerarea, daar kan jy boeke vol skryf, nê, oor menslike gedrag. Boeke. Ek dink ek moet daar in 'n parkeerarea gaan sit vir 'n jaar en kyk wat kan ek daar uitskryf. Lewenslesse. Mense gee mekaar nie spasie nie. Of ek nou agter jou is of nie, ek wil voor jou daar wees. Ek sal voor jou daar indruk. Dit is verskriklik. Ek weet nie hoe gaan ons almal blykbaar na dieselfde hemel toe nie. Ja, dis verskriklik. Ons lewe in 'n absolute negatiewe sosiale society. En weet, dis ons as Christene wat dit moet verander. Nee, dit begin hier by ons. Ons kan nie in 'n persoonsnegatiewe omgewing wees hier in ons aanbiddings en hier in die kerk en as broeders in die geloof nie. So ons in 'n persoonsnegatiewe omgewing leef of persoonsnegatief leef, dan gaan ons dit uitdra na die wêreld toe daar buite ook. En is moeilik, né? Want jy moet jou lewe gaan maak in daai wêreld daar buite. Jy moet met mense meng daar buite en hulle is asof hulle jou nie in elk geval wil hê nie, en moet tog net nie vir hulle sê jy's 'n 7de dag Adventis nie, dan is dit ander stories, dan raak dit erg. Weet? Maar ja, ons het 'n verantwoordelikheid daarteenoor. En dit begin hier by ons. So dit is belangrik dat ons na mekaar moet kyk en uit moet kyk vir mekaar moet opbou, want dis al hoe ons dalk 'n impak sal maak op hierdie negatiewe samelewing waarin ons bevind. En ek dink dit sal erger raak, né? Ons lees ook in die profeseë, dit sal opbou tot 'n absolute haat, né, teenoor die wat die Here se karakter wil uitleef. Hulle sal ons haat daarvoor. En om positief te bly tussen dit alles, het my weer aan 'n militêre dingetjie laat dink. As jy in jou basiese opleiding deurgegaan het, is 3 maande van hel, en as jy nou klaar is daarso, dan net as jy dink nou, ons is deur dit, dan kom maak hulle jou 10 uur in die aand wakker en sê vir jou, klim op hierdie lorries, en hulle maak die seile toe en hulle ry en ry en ry en ry en ry en ry, en dan 5 uur die volgende oggend maak hulle die seile oop en dan sien jy op 'n baie vreemde plek, en dan sê hulle vir jou, stap soontoe. En as dit gewoonlik in die omgewing van 40, 60 kilometer wat jy moet stap met jou toerusting, en dan laai hulle 'n paar ysterpale of teerpale of sementblokke en so langs die pad, en daar's hindernisse, en ergens moet jy deur 'n rivier gaan in hierdie weer. Jy dink nie jy moet deur 'n rivier gaan in hierdie weer. Ja, en aan die ander kant jy jou skoene aantrek. Joef, daai was seer tye gewees. Hulle noem dit vasbyt. En dis 'n ding wat jy stap. En daar stap offisiere en onderoffisiere met klipbord hier so al om jou, sielkundiges, en hulle hou hierdie spannetjie dop. En hulle kyk hoe jy onder hierdie ekstreme omstandighede reageer teenoor mekaar. Want dit is die toets. As hulle jou as 'n gebalanseerde vegeenheid wil uitstuur in 'n oorlog in, dan moet hulle weet dat jy ten minste na mekaar sal kan kyk. En dis 'n goeie ervaring, want jy weet, weer eens as ons dit toepas op vandag se wêreld waarin ons leef, dit is letterlik 'n vasbyt omgewing. Dit is nie maklik nie. Nie net om 'n lewe te maak en 'n bestaan te maak in hierdie wêreld nie, maar om as 'n Christen weet by jou Bybelse en goddelike beginsels te hou, is 'n stryd. Dit raak 'n al hoe groter stryd. Die wêreld is absoluut teen God opgestel en enigiets wat goed en mooi is. Om vas te byt. In 1 Tessalonisense 5, net bietjie verder aan verse 16 tot 18 lees ons, wees altyd deurbly, bid sonder ophou,
Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dit klink half kras as jy dink, joh, kyk hoe gaan dit? Kyk hoe gaan dit met my? Ek kry swaar, ek het seer, dis nie lekker nie, hierdie is nie 'n lekker plek nie. Hoe kry jy dit reg om altyd deur bly te wees, sonder ophou te bid, en dankbaar te wees vir alles wat jy het en nie het nie? Kan partymal 'n mens onderkry. En is juist daar waar ons skerp genoeg moet wees om te sien, ou Piet of ou Jannie of ou Sannie is besig om seer te kry. Die stryd is hard, die stryd is vel. Kom ek hoor of ek kan help. Nee, ou boodskapie, hey, ek bid spesiaal vir jou vandag, ek sien jy lyk nie lekker nie. Is daar iets fout? Is iets wat ons kort, ek weet nie. In ander kerke, as ek nou vinnig kan so 'n bietjie teruggaan, in die charismatiese omgewing, is dit asof hulle meer daarop ingestel is as enigiets anderste. Die hele indeling van selgroepe en al daai goeters waar volgens hulle werk, dit gaan daaroor om na mekaar te kyk. En as ek dit moet vergelyk met ons, is ons ver voor op hierdie veld. En dis iets wat ons moet leer. Ons is natuurlik op die teologie ver voor, so ja, maar hierdie kant kort ons 'n bietjie in. Weereens, dit hang van elkeen van ons af. Begin by ons en dit hang van elkeen van ons af of ons dit sal kan verander. En ek weet nie, die laaste tyd plaar het my, ek lees Openbaring 3 en dan sien ek Laodicea en ek het so 'n baie interessante dokumentêre reeks gekyk oor die argeologiese geskiedenis rondom Laodicea en gaan kyk bietjie, gaan lees bietjie, dis baie interessant. As die Here vir ons in Openbaring van Laodicea praat, nee, dan en jy kan daai geskiedenis daarby sit, dan kom daar vir jou 'n ander betekenis op. En die groot ding is, dit was vir my so wakker skud gewees, dat dit wat die Here vir ons sê daar teenoor Laodicea in Openbaring 3 is, was jy maar eerder koud of warm, maar nou dat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. Nou wanneer jy iets uit jou mond uit spoeg, dit is totale verwerping. Dit is daar's 'n finaliteit daaraan, afgesny. Ek wil dit nie oorkom nie. Ek dink jy daar is een van ons wat dit sou wou oorkom nie. En as ons lees daar wat warm en koud en lou en waaroor hierdie hele ding gaan nie. As ons nie hierdie goeters kan regkry nie, is ons in die moeilikheid. Ons stuur op gevaar af. Individueel en as 'n kerk. As jy gaan lees die eerste Sabbat in die hemel, is daar 'n feesmaal, en ek lees daar dat ons almal om een tafel sal sit. 'n Groot tafel wees. Of dalk nie. Dalk nie. Dalk is dit 'n klein tafel. Maar al die gereddes sal saam met die Here daai dag om 'n tafel sit en 'n feesmaal geniet. Jy het dit al gelees? Ons almal gaan blykbaar na dieselfde plek toe. Maar hier kan ons nie saamleef nie. Hier kyk ons nie na mekaar nie. Hier raak ons net soos daai wêreld daar buite. Weet, mens negatief. En dis maar die sisteem, is hierdie boosheid in die wêreld wat dit aan ons doen, né? En die gewarwoel en gerond hardloop om net 'n lewe te probeer maak en net bo te probeer bly en nog jou kop reg te hou ook te midde van dit alles. Dis nie maklik nie. En vir een ou is die stryd erger as vir die ander ou. En daarom is dit belangrik dat ons so langs die pad spesiaal moet uitkyk vir mekaar. Hierdie 3 punte as sleutelpunte in 1 Tessalonisense 5:16 tot 18.
Wees altyd bly. Al het jy niks om oor bly te wees nie. Hoe kry jy dit reg? Jy moet jouself dwing. Jy moet jouself dwing. Dink nou aan iets wat in die weermag gebeur het. Ons het 'n wille week gehad en hulle het nie mooi die kos beplan nie. En ons eindig op met 'n paar blikkies kos en dis gewoonlik uit die ratpacks uit. Daar's altyd 'n blikkie daar wat jy nie wil eet nie. En hier, dis 'n so tipe vis wat hulle daar ingelê het, maar ek dink hulle het dit, ja, ek weet nie, dambaber of iets gemaak, want dit was nie lekker nie. Dit was regtig nie lekker nie. As jy die blikkie oopmaak, hoor die mense aan die ander kant van die kamp skree, wie eet vis? Dit reuk in het gehad, wat, ons eindig op met 3 blikkies van daai vis, vir ete, tussen 10 ouens, en dis al wat daar is. Wees altyd bly, te midde van, weet, niemand was bly oor daai vis nie, maar ons het almal geëet. Bid sonder ophou. Wat beteken dit om te bid sonder ophou? Ek het 'n bietjie gelees en ek gaan kyk in Skrede na Christus, hoofstukkie oor gebed. Ellen White skryf, jy weet, daar's dinge wat ons moet weet in gebed. Daar's gebede wat ons hard bid, daar's gebede wat ons sag bid. Gebede wat ons hard bid is die waar ons vergifnis vra en die Here loof en prys vir sy goedheid oor ons en dankbaarheid ensovoorts. En dit waaroor ons in stilte bid, is dit wat ons diepste, binneste probleme, behoeftes ensovoorts, né? Want ons het 'n vyand wat luister. En hy luister baie meer as wat ons soms luister. Maar sy skryf oor bid sonder ophou, dat jy kan enige tyd van die dag op enige plek, kan jy met die Here praat. Deur jou denke, in stille gebed. En om dit aan te leer, nee, is eintlik waaroor dit gaan. Om enigiets, daar waar jy beweeg en dit wat jy doen deur die dag, alles konstant met die Here in gesprek te kan wees. Ek dink dit is 'n voorreg, want daardeur gaan baie van hierdie goeders in ons lewens verander. Jy weet, in vrede te hê en ja, te kan vasbyt. En dan hierdie laaste een, wees in alles dankbaar. In hierdie samelewing waarin ons is dankbaarheid 'n probleem. Ons sit met 'n kwessie wat almal dink hulle is alles geregtig op. Alles is hulle sin. Dis my parkering, hoe durf jy daar intrek? Is my parkering. En ek was voor jou hier, al staan ek 3 karre agter jou. Dis die samelewing waarin ons leef, alles is myne. Of jy nou dit eerste gekry het of nie, dis myne. Die feit dat jy dit nou het, maak my ongelukkig. Dis 'n lelike situasie. Maak dit moeilik vir Christene, né? En as jy gaan aanhou gee en gaan aanhou toegee en gaan aanhou by, gaan jy ergens moeg raak, jy gaan ergens seer kry. En dan het ons mekaar nodig. So in kort, om af te sluit, ons is in 'n samelewing en 'n tydvak, ek dink, van die geestelike en Christelike ervaring waar ons meer na mekaar sal moet begin kyk en vir mekaar daar sal moet wees. Die disippels van oud het hulle op die vloer gesit met niks, geen besittings, niks meer nie. Die brood wat daar was, gedeel met vreugde, met dankbaarheid. Hulle het gebid, hulle het geweet hoe om te bid. Hulle het geweet hoe om te bid en hulle het hierdie 3 punte geken. Wees altyd bly, bid sonder ophou en wees in alles dankbaar. My gebed is dat ons sal leer wat dit regtig beteken en dat ons dit sal kan uitleef in hierdie wêreld waarin ons vandag is. Kom ons bid saam. Dankie Heer vir u goedheid en genade oor ons. Heer, ag, mag ons tog, Heer, u karakter selfs net in dele, Heer, uitleef teen in hierdie stukkende wêreld wat daar buite is, Heer. Leer ons, Heer, om na mekaar te kyk. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.